Nou, ek begin met gewone hoenderfilette, wat ek in stukke gesny het en net op 'n sosatiestokkie geryg het. As jy ekstra geur wil inwerk, kan jy ook skyfies eie tussen daai hoenderstukke sit. En dan volgende geur jy die sosaties eenvoudig met sout en peper en dan is dit die ster van die gereg, die marinade. Nou ek het al daai stappe al reeds gedoen. In 'n bak meng ek olyfolie, lemoen of sitrusmarmelade. Dit is nou hierdie ene wat hierso staan. 1 vars lemoen en lemoenskil vir daardie heerlike sitrussoetheid. Vars petersilie, roosmaryn, olyfolie, oregano en paprika. Dan gee dit nou 'n goeie meng en gooi dit oor die hoender soos ek hier voor my gedoen het. Dan laat jy dit vir minstens 30 minute marineer, maar as jy tyd het, kan dit oornag in die yskas gaan en dit is nog beter. Nou hier voor my sal jy sien, soos ek gesê het, het ek dit reeds alles gedoen. Myne het oornag in die yskas gestaan en dit is nou jou keuse of jy dit dan nou in die oond wil doen of jy dit in die ligbraaier of op die stoof in 'n pan wil doen. Nou ek maak dit vandag in die pan en in die oond want ek het 'n redelike familie om hier te voer en onthou die wenk wat ek altyd of gereeld vir julle noem is mense is geneig om hoender oorgaar te maak en dit is dan wanneer mense ook dink jou hoender is droog of jy hou nie daarvan nie. Nou gaarmaaktyd van ongeveer 15 minute is oorgenoeg vir sosaties of die hoender spesifiek. Nou maak net seker jou vleis is ook kamertemperatuur want dit het ook 'n verskil in die oond of die kooktydperk. Begin op 'n hoë hitte sodat dit net goudbruin braai en seël aan die buitekante, dan kan jy die plaas so effe afdraai dat die marinade natuurlik nie aanbrand nie en totdat die vleis gaar is omdat dit 'n soet ondertoon het. Nou hou ook jou koskwas naby om van hierdie marinade wat dan onder in die bak lê, steeds oor jou vleis te smeer terwyl dit braai. Nou kom ons sit gou van hierdie sosaties dan nou in ons pan en jy gaan nou jy kan hom eintlik so aan die kante met jou hand vat en dan gaan jy hom nou net so in die pan sit. My stoof is nou nog nie aan nie. Nou ek maak gou hierdie sosaties gaar en wanneer ek terug is, gesels ons oor wat ek met die rys gaan doen. So ek wil gou vir julle wys, hierso is van my hoender in die pan en dan hier agter, ek hoop julle kan nou daar sien, is die ander wel in die oond. Is besig om heerlik gaar te rooster. Nou terwyl die hoender gemarineer of besig is om gaar te word, kan jy ook begin natuurlik met jou rys. Nou jy kook jou jasmynrys soos normaal of volg die pakkie se instruksies, maar vervang die helfte van die water met klappermelk. Dit gee ongelooflike romerige geur. Nou my rys is reeds gaar en dan het ek dit so effe bietjie afgekoel en dan in 'n pan smelt ek 'n bietjie botter en ek braai spriet-eie en baba spinasie net so vinnig en effe, net sodat dit dan nou sag is, maar steeds helder groen. Dan voeg ek nou van hierdie gaar rys in die pan en ek meng alles liggies deur. Nou jy kan natuurlik net vir 'n tikkie ekstra geur, so 'n bietjie vars timmie by die rys voeg en bietjie swartpeper en sous. Nou ons almal het ons eie manier van rys kook, maar as ek julle my metode met julle kan deel, ek gooi altyd die droë rys in 'n pot met ek wil net hierdie afval anders te word te gaar. Dan in die pot dan bedek ek dit met bietjie water wat die rys net so effe dat hy net so bokant is, dan kook ek die rys vir so 3 tot 5 minute en dan gooi ek daardie water dan nou weer uit en ek spoel dit af die rys af onder lopende water. Nou maak seker al die water is dan afgegooi en net die rys bly oor. Dit help net vir daai oortollige stysel wat in die rys dan nou is. Nou volgende gebruik ek altyd die verhouding van 1 koppie rys en 2 koppies water. Voeg dan 'n bietjie sout by en die pot terug op die stoof op 'n medium hitte. Nou jy kook die rys sonder 'n deksel. Tot al die water weggekook is, dan draai jy net die plaat af en dis dan eers wanneer jy die deksel terug op die pot plaas vir so ongeveer 10 minute. Nou in daardie 10 minute se daai warm stoom in die pot maak jou rys dan nou net daai heerlik donserig en dan kry jy dit nou so. Nou terug by die hoender, as jy loer hier in die pan sal jy dan nou sien dis mooi goudbruin en gaar. Die perfekte marmelade se soetigheid het dit ook heerlik laat karamelliseer en gee die mooiste glans. Nou ek gaan hier binne in sit en dit net lekker meng en dan as ek terug is dit tyd vir opdiening.
Nou vir 'n vars balans het ek 'n vinnige jogurtsous gemaak. Nou dit is Griekse jogurt met sout, peper, 'n tikkie van daai lemoenmarmelade en vars petersilie wat ek net opgesny het. Nou die sous kan jy of oor die hoender dan nou drup of smeer oor die bord, gee of dalk in 'n klein bakkie eenkant op die bord sit. En dan vir garnering gebruik ek net vars petersilie of hierso het ek sprieteier, chives, ek hoop is nou regte woord, lemoenskyfies wat ek uitgedroog het en dan of in die ligbraaier of in die oond kan jy dit doen. Dis net vir die herhaling in my hele resep. Nou kom ek spring weg en wys gou vir jou hoe dien ek hierdie bord op. So ek begin en ek gebruik sommer so 'n gewone glasbakkie en dis sommer maar net om jou opdiening interessant te maak en ek skep dan nou so 2 van hierdie skeppies rys in, druk hom so effe plat. En dan tip jy hom nou net so om in jou bord, so maklik soos dit. En dan vat ek hierdie jogurtsousie, sit so 2 skeppies op die bord en dan trek jy hom nou net so plat. En dan sit jy hierdie hoender enetjie so. Hier's nog een hier binne, kom ons gebruik hom ook. Hom daardie kant, sommer so oor. Dan gaan ek my bord so omdraai. En dan vir interessantheid en soos ek genoem het vir herhaling sit hierdie so bo oor en laaste 'n bietjie van my chives. Nou die bord is vars, geurig en perfek gebalanseer. Soet, sout en romerigheid in elke happie. Die gereg gaan perfek pas saam met hierdie heerlike wyn. Vars en heerlik. Nou die resep is op ons ontbytsake webblad, so probeer dit gerus. Geniet jou naweek en lekker kook.